But if we can shift our consciousness to start realizing how I behave at every moment, is it aligned with my higher version of self or not? This is what we have to do to achieve a better world. Hoekom sê niemand soos in 'n movie of in 'n storie, "Oh my Mohammed" nie? Hoekom sê niemand "Oh my Boeddha" nie? Hoekom spot Hollywood nooit met enigeen van hierdie valsgode nie, maar net met die ware God? So ek dink dit in homself, die walglike ding dat hulle God belaster, is so goeie apologetiek vir ons geloof, want die duiwel mors nie sy tyd om 'n vals God te belaster nie. Het ek nou vir jou 'n interessante onderwerp waar ons vandag gaan praat. So, iemand het vir my 'n video gestuur van 'n ou wat met Tucker Carlson gepraat het en hulle het oor 'n wye spektrum van onderwerpe gepraat. Maar onder andere het hulle gepraat oor vrye messelary, oor die geesteswêreld, oor daar's baie new age konsepte wat deurkom in hierdie video. En ek dink hierdie is so relevant vir alles wat in ons wêreld aan die gang is op die oomblik. En die groot ding wat ek wil doen in hierdie video is ek wil speel wat hierdie ou sê, kommentaar lewer daarop en net vir ons 'n idee gee van wat in die wêreld aan die gang is en waarvoor ons onsself moet voorberei. Hy sê aan die einde van hierdie video gee hy hoekom hy dink baie van hierdie goeters aan die gang is, hoekom baie van hierdie goeters gebeur. Van die begin af sê is as daar iemand is, so hierdie ou is 'n ex-vrye messelaar. So ek bedoel dit is die ou wat hierdie geestesriem goeters verstaan. Ek dink ons as Christene moet verstaan dat daar is 'n duidelike geestelike riem. En ek wil aan die begin jou waarsku, ek dink daar's twee gevare wanneer ons praat van hierdie goeters. Die een is om heeltemal te ver na wat ek sal sê hierdie ou doen, na die kant toe te gaan om in hierdie goeters in te gaan en deel te raak van hierdie goeters en jy weet alles te vergeestelik en te sê alles is in die geestelike riem. En die ander gevaarlike kant is om net totaal en al hierdie goeters te ignoreer, om te dink alles is materialisties, alles is in die fisiese wêreld. Dis duidelik dat die Bybel vir ons sê dat daar is 'n geestelike wêreld daar buite. En net een van die verse wat ons al baie in op hierdie kanaal bespreek het is 1 Timotheus 4 vers 1 sê, "Now the Spirit speaketh expressly that in latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils." So sien net, daar is 'n seducing spirit, daar's 'n verleidende gees in die wêreld daar buite. En wat jy moet verstaan is, wat is daai verleidende gees? Hoekom gebruik ek die woord seducing spirit? Seducing spirit beteken soos dis 'n gees wat aantreklik is. Dis 'n gees wat lekker lyk. Dis 'n gees wat jou wil inbring deurdat jy goed voel. Dis die ding, wat jy moet verstaan is, 'n verleidende gees is iets wat jou laat goed voel, en net positief is, nooit negatief is nie, nooit enige doktrine onderhou nie, dit is alles gevoel gebaseer, en dit is die ding wat lei na doctrines of devils, so dis die ding waarvoor ons so moet versigtig wees, en as jy gehoor die goeters wat hierdie ou sê, dan moet daar vir jou, Ek wonder of wel mense, sê my 'n bietjie na in die kommentaar, het van julle hierdie video gesien voordat jy nou hierdie video gekyk het wat ek kommentaar lewer op, en het van julle gedink die goed wat hierdie ou sê is goed? Het van julle gedink hierdie ou is dalk 'n Christen? Ek gaan vir jou wys dat die goed wat hierdie ou sê het niks met Christendom te doen nie. Hierdie ou is ook nie 'n Christen nie. Hy moet bekeer, hy moet na die Here toe draai, en hy sê klomp goeters in hierdie video wat baie problematies is, wat vir jou kan wys hierdie ou is nog, alhoewel hy dalk nie meer 'n vrymesselaar is nie, is hy nog diep vasgevang in New Age en diep vasgevang in 'n okkultiese manier om te kyk na die wêreld. En alhoewel hy praat van Jesus en alhoewel hy praat van Christus, gaan ek vir jou wys in hierdie video, die Jesus wat hierdie ou beskryf is nie die Jesus van die Bybel nie. En dit is 'n baie gevaarlike ding. Dis hoekom ons moet so wakker wees in ons tyd vandag dat ons nie val vir hierdie tipe goeters nie. Maar ek wil ook sê is as jy iemand daar buite het of iemand ken wat 'n vrymesselaar is of 'n vrymesselaar was en sal wil verskyn op hierdie kanaal en baie van hierdie goeters deel wat ek mee onderhoud kan voer, asseblief laat weet my. Ek sal meer as gewillig wees om dit te doen, want ek wil hê iemand moet eerstehands, soos wat hierdie ou nou sit en praat, hierdie goeters met ons deel, veral dat ons 'n goeie konteks kan kry in Suid-Afrika hoe hierdie goeters werk. Maar kom ek speel vir julle wat hierdie ou sê, ek gaan redelik baie van die goeters wat hy sê, wil ek oor praat, maar julle moet die hele video gaan kyk. Ek bedoel, dit is, weer eens, wat jy moet versigtig wees is, moenie val vir hierdie goeters nie. Verstaan jy, ek wys vir julle die om vir julle te waarsku teen hierdie goeter, want van dit gaan vir jou goed klink. En kom ek sê net ook so baie van wat die ou sê, dink ek is net in soos 'n koekoe wêreld, en soos van dit so ver wat ek dink dit is eintlik vir my 'n bietjie belaglik. Ek sê nie dit is noodwendig alles vals nie, maar ek dink van dit raak is buite 'n plek waar ek gemaklik is met, ek weet nie of praat hy nou klomp nonsens of nie. So kom ek sê nie dit van die begin af, maar kom ons speel 'n bietjie van die goed wat die ou sê, en ek dink hierdie gaan vir jou baie leer van wat in ons wêreld aan die gang is. And we talked to them about, what's going on in the world. And they would say, yeah, I mean, the jinn in Islamic lore is very similar to like angels and demons or the watchers in the book of Enoch, right? Yes. Who are they're both dark and light. Some serve God, some serve the dark side. And so the idea of like the power of Solomon was to be able to
have a relationship and mastery. And some people say that he actually got overwhelmed by the power, and that's why he fell. Right? He ended up with the love affair that sort of sank his rulership, because it's a very dangerous gambit once you start communing with that side. But I believe all the initiatory paths, Freemasonry is just one of them, the most famous one, lead you to that realm, to that understanding that there's spiritual forces invisible to us that are working through people in this world. And just because someone is a so-called Christian doesn't mean they're serving God. And just because someone is a Muslim doesn't mean they're serving the devil. Maar goed, wat hy noem, hy praat hierso van 'n geestelike riem. Okay, so hy praat van hy sê Salomo het al hierdie wysheid en goed gehad wat hy kon in hierdie geestelike riem basies intap. Hy het verstaan hoe om in die geestelike riem in te kom. Nou dit is 'n baie fascinerende ding. So julle moet 'n bietjie gaan kyk as julle gaan alchemy ondersoek. So alchemy dink baie mense het te doen met soos mense try chemiese formules bymekaar sit om medisyne te maak. Alchemy se hoof fokus was om in hierdie riem in te tap. Dit was amper soos die oosterse manier om in hierdie riem in te gaan is soos boeddhisme en hierdie geestelike idee van dit. Alchemy het amper meer 'n fisiese idee om by hierdie riem in te gaan. So as jy ooit gehoor het van die ether of die transcendence of daar's al hierdie tipe woorde wat gebruik word vir mense om te probeer in 'n ander riem ingaan. So dit moet vir jou, dis 'n baie scary gedagte. Nou kom ek sê vir julle so, ek dink persoonlik daar is mense wat naby dit kom. Daar's besekerde mense wat hierdie geestelike energie kan kry, kan op 'n manier gebruik om dit te vas te vang en in hulle lewe te gebruik om sekere goeders te doen en sekere amper bonatuurlike magte en kragte te kry. Want dis die ding wat ek dink hier in 1 Timoteus 4 vir ons waarsku. Hierso sê, hy is 'n seducing spirit. Hy is 'n gees in die wêreld wat vir jou amper hierdie ding kan gee. Nou kom ek wys vir julle. Ek dink hierdie gees is presies die ding wat by die toring van Babel gebeur het. So ek dink die toring van Babel, dink ek daar was 'n fisiese toring wat hulle gebou het, maar ek dink meer as dit was hulle besig met basiese okkultiese praktyk om in hierdie riem in te gaan. Want dit is duidelik dat al hierdie goeders wat ons lees, as jy gaan bietjie lees oor Nikola Tesla ook. So Nikola Tesla is ook 'n ou wat al hierdie research gedoen het en as jy gaan kyk soos die CERN Collider in Switserland, die tipe westerse baie van hierdie research en goeders wat hierdie ouens op 'n wetenskaplike vlak doen hulle sodat hulle in hierdie riem kan ingaan, want hulle verstaan die krag en die mag af van as hulle doen. Nou gaan kyk bietjie as jy gaan kyk na die storie van Babel, ons almal ken dit en ons almal verstaan dit as hulle wou hierdie groot struktuur bou om basies tot by God te kom, jy weet, om soos God te try wees en alles van dit is waar. Ek dink daar was 'n fisiese toring wat hulle wou gebou het, maar hulle het iets in hierdie toring verstaan van hoe om in hierdie ander riem in te gaan. Want kyk wat sê die Bybel vir ons in Genesis 11 vers 6. And the Lord said, behold, the people is one, and they have all one language, and this they began to do. And now nothing will be restrained for them, which they have imagined to do. So sien, wat gebeur het is hierdie samekoms, omdat hulle geunite het. So dis een groot kreet, wat ons weet wat die Satan se kreet is, wat die wêreld se kreet is, wat basies die anti-kris se kreet is ons moet almal unite. Ons moet almal saam staan. Ons moet almal net hande vashou. Ons moet ons verskille los en ons moet saam as een groot mag in die wêreld vorentoe gaan. En hierdie world peace konsep. Ek het al baie op hierdie kanaal vir julle gelees dat Jesus Christus sê self, soos in Lukas 12, he came with a sword. God is 'n divider. Hierso kan jy sien, in die toring van Babel het God die mense uitmekaar uitgevat, terwyl Satan het probeer hulle bymekaar bring. Maar wat het hulle agtergekom toe hulle so bymekaar is? Nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Met ander woorde, hulle kon sekere goeders doen deur dit in hulle kop aan te dink. Hierdie dink ek weens praat van dat hulle in hierdie 4de riem ingegaan het. Dat hulle in 'n riem gegaan het buite spasie en tyd en hulle kon dit op 'n manier manipuleer sodat enigiets wat hulle gedink het, hulle kon doen. En dit is presies die tipe goeders waarvan hierdie ou praat in hierdie video. Dit is wat ons moet verstaan, is daar's klomp mense in die wêreld wat verstaan hier is 'n riem buite net die fisiese wat mense probeer kry, wat mense probeer na strewe om op 'n manier soos te harness en te gebruik vir wat ook al motivering hulle dit kan gebruik. En hierdie ou praat ook soos van die boek van Henog, en wat ons moet verstaan is soos Henog val onder
geskrifte wat mense noem, ek weet nie wat die Afrikaanse woord vir dit nie, maar in Engels is dit pseudepigraphia. So pseudo beteken iemand het hulle naam daarop geteken, wie nie werklik daai naam is nie. Daar's baie goeie rede hoekom mense sê dit is nie waarlik Henog wat die boek geskryf het nie, maar dis net iemand wat Henog se naam daaraan geteken het, omdat jy weet mense dink is ouer as wat dit is en dat mense dink dit het 'n groter autoriteit. Maar ons moet verstaan enigiets uit soos die boek van Henog, enigiets wat buite die Bybel is, enigiets soos die apokriewe is iets wat ons as Christene moet verwerp. Dis nie die woord van God nie. Jy kan dit sê net maar lees as geskiedenis of interessante inligting, maar lees dit met die verstaan dat hierdie is nie die Bybel nie. Hierdie is nie autoriteit nie. En soos jy lekker hoor die goeters wat hy praat as jy die video kyk, daar's baie vreemde goeters wat in daai boek staan. Dis nie ortodokse Christen goeters nie. En sodra mense in daai rigting ingaan, dan wil die Satan jou trek om alles so te vergeestelik, om alles so in 'n geestelike manier te sien. En baie van die goeders wat hierdie ou doen is deel van gnostisisme. Jy kan sien ek sal hierdie ou label as 'n gnostic. Ek dink 10/10 hy's 'n moderne gnostiese aanbidder, as jy dit so kan sien. En ek wil vir julle 'n paar terme wys wat hy sê waarvoor jy altyd moet sensitief wees, en sodra iemand hierdie terme gebruik, dan weet jy hulle is soos in die New Age in. Dan weet jy hulle is nie Christene nie, maar hulle is besig met 'n tipe okkultiese ideologie. Baie soos wat ons gepraat het oor Leon de Pre. Baie van dieselfde goed wat hy sê is die tipe goeders wat hierdie ou ook sê. Maar kom ons hoor 'n bietjie wat sê hy hierso. Hy het hierso ook genoem dat jy weet nie alle Christene is deel van goed, of hy bedoel soos deel van God nie, en nie alle moslems is deel van die Satan. En nou, ek stry met die tweede deel. So ek dink julle almal weet ek is 'n wit en swart ou. As jy nie vir Christus is jy teen hom. As jy nie vir Christus is jy essensiële satanis. So wat jy moet verstaan is al wat satanisme is, dit gaan basies oor jouself. Dit gaan basies om jou wêreld beter te maak. En net op 'n noot het ek ook net gedink aan die volgende ding. Soos besef gou vir een ding, hoekom dink julle is laster altyd net teen Jesus, altyd net teen God? Hoekom sê niemand soos in 'n movie of in 'n storie ou my Mohammed nie? Hoekom sê niemand ou my Boeddha nie? Hoekom spot Hollywood nooit met enigiemand van hierdie valsgode nie, maar net met die ware God? So ek dink dit in homself, die walglike ding dat hulle God belaster, is so goeie apologetiek vir ons geloof, want die duiwel mors nie sy tyd om 'n vals God te belaster nie. Julle hoor wat ek sê. So nee, dit moet ook vir jou ding wys. Maar ek bedoel, 'n moslim is deel van die Satan. Soos ek is jammer om te sê, 'n ateïs is deel van die Satan. 'n Rooms-Katoliek is deel van die Satan. Ek het weer eens vir julle gesê, die Rooms-Katolieke kerk is die grootste kult in die wêreld. En dan gaan 'n bietjie praat oor Wes Af, wat gepraat het oor die Rooms-Katolieke kerk, en dit was vir my skokkend geweest. Ek kan nie glo die goeie wat hy gesê het in daai video nie. Maar dit is 'n video vir 'n ander dag. Maar julle moet verstaan is dat al manier ons vir Christus ken, is deur te verstaan wie hy is in sy woord. As ons Christology verkeerd het, is ons in die moeilikheid. En hierdie ou het verseker sy Christology verkeerd. So ek gaan vir julle 'n bietjie meer speel. Kom ons sê hoor wat sê hy in hierdie deel. That it's the same across the entire planet. That there are forces of dark and light working through every religion, every people, even through our own lifetime, our own souls. You know, at any point when you grow up in Hollywood or whatnot, you realize like it does seem that people can sell their souls and maybe not even be aware of it. Because to me, it's not Satanism is like, it can be incantations, it can be blood sacrifices and rituals. It can also just be worship of the material realm. Yes. Right? So when you get into that realm of like, oh, I want power, I want worldly power, I think that's the satanic path. They don't think of it as such. But materialism at its heart is worship of the earth. And that's why people talk about the earth. It's like, it's kind of Lucifer's domain, right? Because if you start worshiping money and, and yourself, your own ego, well, you've lost sight of the transcendent power of God. There's no question about that. There's no question. Dis 'n interessante ding wat hy daar gesê het, nê? Wat hy basies sê soos hierdie ouens wat hulle gaan ook bietjie aan nie om te sê die ouens wat so super suksesvol is. En ek het hierdie al verlang gesê. Ek ken nie 'n super suksesvol persoon wat baie ryk is wat ek nie dink 'n skelm is op een of ander manier nie. Meeste mense wat hierdie verskriklike, wêreldse welstand al beleef het, is skelm op een of ander manier. En julle almal weet dis waar. Julle weet iewers het hy 'n corner gekat, iewers het hy iemand belieg, iewers het hy iets gedoen aan iemand om hierdie rykdom te kry. En daar's 'n sekere deel van jou siel wat jy verkoop vir dit. Ek dink dis hoekom Jakobus 5. Gaan lees 'n bietjie Jakobus 5, want praat hulle so ernstig van hoe moeilik jy die lewe vir jouself maak as jy hierdie verskriklike welvaart het, as jy al hierdie besittings het in die wêreld. En julle sal ook weet, meeste mense wat verskriklik ryk is, soek net meer. Jy weet, hulle is nooit tevrede met dit nie. Dis regtig 'n bodemlose put om in te val, is greed. Jy weet, soos om net meer en meer en meer en nog te soek, en hulle raak ongelukkiger en ongelukkiger. En dit is soos 'n deel van hulle siel wat hulle verkoop het aan die Satan. En dit is interessant dat hierdie ouens dit kan sien. En ook weer eens net in hierdie video, selfs wat ons al baie in 2 Korintiërs 4 vers 4 gelees het, is dat Satan is die god van hierdie wêreld. Jy moet dit verstaan. So
die amillennial ouens stry met dit. Hulle sê die Satan is gebind net weens ek dink hierdie ouens sien dit. Hierdie ouens kan kyk na die wêreld en besef hoor die Satan is die een wat in beheer is van die wêreld. Maar Katy Perry het 'n liedjie gesing, nee, ek weet nie of my Afrikaanse luisteraars weet wie's Katy Perry nie, maar laat ek net want hulle het nou gepraat daarvan dat jy jou siel aan die duiwel kan verkoop. Ek wil 'n bietjie weet in die kommentaar, stem julle saam met dit? Ek dink 100%. Dit is so. Ek dink 100%. Ek het al gesê ek dink Taylor Swift, iemand soos dit is 'n heks. En mense lag altyd as ek dit sê. Maar daar is mense in die wêreld wat jy kan sien hulle siel aan die Satan verkoop. Gaan kyk 'n bietjie van Lady Gaga se onderhoude ook. Net hoe sy praat en soos dit lyk nie asof sy by haarself is nie. Maar kyk hoe hierdie liedjie van Katy Perry en dan dink jy, is hierdie dalk 'n liedjie wat sy geskryf het om te wys sy's vasgevang in hierdie satanisme dat sy haar siel aan die duiwel verkoop het en sy probeer daar uitkom. Ek dink hierdie is 'n liedjie wat uitroep na dit. So die liedjie se naam is I'm Wide Awake. Katy Perry skryf dit nou, sing dit nou. Kyk wat sy sê. Yeah, I was in the dark. I was falling hard with an open heart. Okay, so sy is in die donker, hier val sy hart met 'n oop hart. How did I read the star so wrong? So star so wrong, dis astrologie. Ons weet hierdie bestudering van die sterre en goeters, dit kom nie van die Here af nie, dit kom van die Satan af. I'm wide awake. Maar sy sê, sy besef nou, hierdie is nonsens. Versaai, dis ek sê oor en oor sê, I'm wide awake. Dan sê sy, and now it's clear to me that everything you see ain't always what it seems. Yeah, I was dreaming for so long. I wish I knew then what I know now, wouldn't dive in, wouldn't bow down. Sy sou nie ingeklim het nie, sy sou nie neergebuig het nie. Neergebuig het voor die Satan. Verstaan julle die konteks waarin sy die skryf? Gravity Urge, you made it so sweet. Die Satan het dit so mooi gemaak. Onthou wat ons nou nog gelees het? Seducing spirits. Dit is die Satan se plan. Hy gaan dit nie vir jou laat sleg lyk, hy gaan dit vir jou laat lekker lyk. Dit gaan vir jou awesome wees om jou siel aan hom te verkoop vir hierdie temporêre deel. Till I woke up on the concrete. Falling from cloud 9, crashing from the high. I'm letting go tonight, yeah, I'm falling from cloud 9. Hier kan sy sien, sy val. Hierso begin sy sien om haar siel aan die Satan te verkoop was 'n swak plan. I'm wide awake, sy's wakker. Not losing any sleep. I picked up every piece and landed on my feet. Need nothing to complete myself. No. Yeah, I'm born again, out of the lion's den. I don't have to pretend. The story's over now, the end. So sy sê, ek is wedergebore. En dis natuurlik nie wedergebore in 'n Christense nie. Daar's 'n sataniese wedergeboorte ook wat ons bietjie oor sal praat. En sy sê out of the lion's den. Ons weet Christus is die leeu van Juda. Hierdie kan seker natuurlik verwys na die Daniël se leeukuil ook. Maar sy's gered uit die lion's den, uit Christendom uit Christus. Sy draai haar rug op Christus en sy gaan na die Satan. So ek dink hierdie liedjie is soos half 'n uitkom van haar om te sê, maar luister hier, ek het nonsens aangejaag, maar nou is ek wakker en gesien ek het my siel aan die Satan verkoop en dit was 'n fout. Sy gaan verder, I wish I knew then what I know now, wouldn't dive in, wouldn't bow down, gravity hurts. Sy sing alles van daai. Hierso sê sy, thunder rumbling, castle crumbling, I'm trying to hold on, God knows that I tried, seeing the bright side, but I'm not blind anymore. En dan sê sy net daai deel weer, sy's wide awake. So sê jy, hierso noem sy God ook natuurlik in die video, maar hulle laster so, mense kom nie agter, hierdie kan dalk actually 'n liedjie wees wat sy uitkom met al hierdie goeters nie. With an OnlyFans culture, well, it starts with the lyrics that are put out through hip-hop music that's propagated to every, young kid across the country. And then that becomes part of the cultural conditioning, languaging, all these things. So I think music is one of the most important magical tools that, No doubt. that's used to obviously influence culture. And then obviously not just music, film. And nowadays with streaming, it's putting people into hypnotic states for hours on end, right? When you stream things into the consciousness. Yeah, or social media are hypnotic, Yeah. I've noticed, and very addictive. So TikTok especially, people literally just fall asleep to it. It's just scrolling and streaming. So part of the point of the propaganda effort is not just to highlight lies, but to prevent people from considering things in full context or seeing the whole picture, Always. eliminating certain important themes from the public conversation. And certainly anything supernatural would fall into that. Blood and genetics would also be part of that. Yeah. But the people who run the world never stop paying attention to the supernatural, to blood and genetics, did they? Praat hulle spesifiek van musiek en hierso praat hulle spesifiek van musiek. En julle sal weet daai video wat ek en Norman gedoen het oor musiek. Toe het ons baie houe gevat. En mense het gesê, "Ja man, julle ken nie musiek nie en ja, julle weet net 'n bietjie en daarom is julle gevaarlik." Hierso het julle dit uit hierdie eie ou se mond uit. Julle gaan luister hierdie hele video, dan sal julle sien hy praat van hierdie verskillende frekwensies wat musiek maak. En ons het in daai video dit vir julle probeer uitlig. En hier het julle uit die mond van iemand wat 'n vrymesselaar was, wat 'n satanis was, wat die geestelike wêreld verstaan en sê, musiek sit jou in 'n tipe hipnose in. En dis presies waar ons julle van gewaarsku het, wat ek gesê het, elke Hillsong liedjie begin met die oom,
begin met 'n frekwensie, begin met daai om jou meer oop te maak om gehipnotiseer te word. Dit is wat hierdie goeters doen. Dit is soos hierdie ou sê dit self. Dit is nie ons wat net die goeters opmaak nie. Dis hoekom die moderne Christen musiek, kontemporêre musiekindustrie is opgevreet met klomp nonsens. Is opgevreet met goed wat nie deel is van die Bybel nie, wat bedoel is om jou in 'n tipe hipnose te sit sodat jy meer ontvanklik is vir enigiets wat hulle vir jou gee. En ek weet ook, as ek daai musiek luister, dit is soos jy gaan in 'n tipe trance in. Jy kan nie eers fokus waarop jy bid nie. Jy dink is die Heilige Gees wat besig is om met jou te praat, maar dis eintlik net 'n gees wat jou frekwensie van jou eie liggaam afbring. Soos wat hulle verduidelik in hierdie ding is, het ons liggame verskillende frekwensies. En dit is die probleem van hierdie goeders. Hierdie goeders bring jou op 'n posisie, op 'n plek wat jy nie volkome kan vir jouself dink nie. Jy kan nie in daai oomblik dink, is hierdie goed, is hierdie sinvol, en sing mense sulke lirieke wat jy oor en oor, ja, the goodness of God, en jy sing dit oor en oor en oor, sonder om eers regtig, daar's geen teologiese substance in dit nie. En dit is waarvoor hy goed gemaak is, maar hierso sê hulle vir julle die gevaar van musiek, en dit is so in ons Christen musiekindustrie. So as jy nog nie daai video gaan kyk het, jy gaan kyk daai video, en dit sal vir iets leer. Iets wat hulle ook hieroor gepraat het is, wat hulle praat van soos hoe alkohol, hulle praat hierdie ding van mense het verskillende frekwensies. Nou ek dink is waar, nou wie sê ek, die gevaar is as jy te diep in hierdie goeters gaan ingaan, en probeer dit manipuleer, maar julle sal ook weet, nee, als kere, wat as jy met 'n persoon praat, wat jy hom net ontmoet, kan jy net optel iets is snaaks. Daar's iets in hulle oë, iets in die manier wat hulle optree, wat net nie vir jou reg voel nie. En daar was al so in my lewe, wat ek al gevoel het so oor mense, en dan kom maar goeters van hulle uit later aan, dat hulle in absolute boosheid betrokke was. En julle weet presies waarvan ek praat. Daar's 'n sekere manier, wat ons met mense interact, wat ons met mense te doen het, waar jy net kan voel iets is af. Of baie keer kan jy weer voel iets goed. 'n Mens het 'n tipe 'n manier aan hulle wat jy kan optel, okay, hierdie persoon is ook 'n Christen. Jy weet net die manier wat hulle praat, die sekere goeders wat hulle doen, die sekere goeders wat hulle sê, daar's 'n goddelike manier aan hulle. So ek weet nie of julle dit al ooit opgetel het nie, maar ek het al soveel keer met mense te doen gehad, wat jy net dan sê ek vir my vrou, jy weet iets van hierdie persoon, dis af. Dis nie reg nie, en ek dink dis hierdie tipe frekwensie-goeters waarvan hulle hier praat, wat mens optel. Nou die een ding wat hy ook hiervan praat is hoe dwelms en hoe drank daai frekwensie in jou laat afgaan. Want as jy gaan dink, 'n persoon wat regtig dronk is, soos buite homself dronk, dis amper asof hulle deur 'n demoon geïnvesteer is. Dis amper asof 'n demoon hulle besit. Het jy al gesien? Soos jy kan sien in hulle oë. Hulle is nie by hulle self nie. Dis asof iets anders te deur hulle werk. En hulle vergeet daarvan, hulle is aggressief, en dit is ook op 'n mate wat demoonbesetting is. Is dit nie? Dink julle nie dit kan wees nie? Dis die eerste keer dat ek hoor dat iemand dit gesê het, maar toe ek dink daaroor, toe sê ek van dit is eintlik presies wat iemand wat verskriklik dronk is doen. En dis hoekom ons so oor hierdie kanaal ook praat teen drank, om weg te bly van hierdie goeters, want ek dink daar's iets daaraan. And this is the nature of magic. So to me, there's always two paths with magic. See, Christ says, thy will be done, which is the creator's will. The magic of what I would say, like the dark side, is my will be done. And that's what like Aleister Crowley and other people like this, yes. Crowley said he was a reincarnation of the guy working with John Dee in the magical ceremony. So their mentality is love is under will. So basically like love is not the primordial power of creation for them. Individual ego will is more important than love. That's a dead end. Yeah. It's interesting because it points to something that I think all of us feel, which is that there's something dark about success. It can be. There's that famous line, show me the fortune and I'll show you the crime. Yeah, Balzac. Yeah, Balzac is really reason enough to learn to read French. It's just an amazingly hilarious, insightful. Pere Goriot is one of the great novels. Anyway, yeah, Balzac. Show me the fortune, I'll show you the crime. So that resonates because, and it's not to attack all rich people. I mean, we're both, I guess, by some standards, rich people, but there's a whole other level. There's a whole, right. I mean, you're talking dynastic people that have like, made fortunes on, again, selling opium to the Chinese and, or selling slaves or selling weapons or, financing wars like the Rothschilds. I mean, that's a level of crime, or pimping people like, like Epstein, types, pimping girls and boys. But that's a whole other nature level of grand success in this world, yeah. Isn't it? I mean, that's maybe the reason that Jesus says it's harder for a rich man to get to heaven than a camel through the eye of a needle. There's something about it. And maybe that something is the deal that is inevitably made with satanic forces in order to get whatever that success is. Yeah. But if we can shift our consciousness to start realizing how I behave at every moment, is it aligned with my higher version of self or not? This is what we have to do to achieve a better world. If we want to shift into a better reality, then that falls upon us to say, am I following my heart? Am I listening to my heart? Am I listening to intuition? Am I being moral and good in this moment? And I don't,
I don't think that's the whole point. None of us are perfect, but the whole point of the Christ model is it's a model for us. This is the way of perfection. Listen to the words, try to imitate the Christ, and I think we would have a much healthier reality. So al die terminologie wat hy daar gebruik het, dit is direk uit die okkulte uit. So die higher self, die Christ consciousness. So hierdie ding wat hy hierdie woord wat hy sê soos jou higher self. Dit moet jy verstaan is nie 'n Bybelse konsep nie. Die hele Christendom is gebou op die konsep van jouself neerlê. Jy wil nie jou higher self hê nie. Jy wil jouself neerbring voor die voete van Christus en daagliks jou kruis opneem. Dis dieselfde ding soos John Maxwell is dieselfde ou wat hierdie tipe goeters vir mense leer. Daar's baie moderne pastore, as jy hoor 'n pastoor sê jou higher self, dan vat jy jou goed in jou hardloop. Tensy hy vir jou sê dis verkeerd, want jy wil nie jou higher self hê nie. Wat hierdie ouens doen is, hulle gebruik Christus as 'n model om net hulle eie lewe beter te maak. Om te sê, hy was soos die morele perfekte persoon en daarom moet ons soos hy wees. So dit is wat jy noem Christ consciousness en dis presies wat hierdie ou glo. So as jy dit net hier gaan intik, kan jy self gelees oor, maar wat dit sê is a metaphysical and spiritual concept describing the ultimate state of enlightenment, unconditional love and unitive awareness. It refers to recognizing the divine spark within all beings, transcending the ego and living in complete harmony with the interconnected nature of the universe. So verstaan jy, hulle gebruik Christus se naam, soos wat hierdie ou doen, soos wat hy praat oor Christus, maar hulle gebruik dit as 'n okkultiese konsep. Het julle dit? So kyk, kan jy dit sien? So Christ consciousness ek dink dis presies wat Jordan Peterson ook glo. Hy sê dieselfde ding. Hy sê ons moet soos Christus wees met die idee van soos sy absolute moraliteit kry, soos hierdie moral perfectedness wat hy gehad het, maar nie oor jou lewe neerlê vir hom nie, sodat jou lewe kan beter is, sodat jy meer in connection kan wees met die wêreld. En kyk wat sê dat hier presies die ding is altyd gebou op unconditional love. En unconditional love is 'n Bybelse konsep, maar wat jy moet verstaan is liefde verwyderd van waarheid is nie ware liefde nie. En dis wat hierdie ons doen. Dis net soos alles is liefde. Niks is verkeerd nie. Daar's geen doktrine nie. Daar's geen iets wat 'n sistematiese manier het vir jou sê thou shalt not nie. Dit alles gaan oor net lief wees vir alles en almal. Maar Christendom sê vir ons dat Jesus is lief vir kinders, daarom haat hy abortus. Jesus is lief vir die huwelik, daarom haat hy homoseksualiteit. Jy moet dit verstaan, as jy lief is vir iets, gaan jy sekere ander goed, gaan jy teenoorgestelde haat. En Christus het gesê, hy het gekom om swaar te bring, hy het nie net gekom om liefde te bring. Dit moet jy verstaan. Christus se nommer 1 attribute is sy heiligheid. Alles vloei van sy heiligheid af. As Christus nie volkome heilig is nie, maar volkome liefde, is dit essensieel. En is dit nie wat die Bybel vir ons leer. Jy moet dit verstaan. Dit is, ja, Christus is liefde, maar is nie ten koste van sy heiligheid. En dis die tipe goeder wat hierdie ouens vorentoe vat. En hierdie ander woord wat hy ook gekry het, hierdie shift. 'n Shift en consciousness, al hierdie goeders is nie Bybelse terminologie nie. Om te shift van waar jy nou is in 'n Christ consciousness af is 'n okkultiese term. Is nie 'n Bybelse ding wat hy sê nie. En hy noem ook die Aleister Crowley dat do as thou wilt shall be the whole of the law. Dit was een van die hoof-okkultiese leiers van die moderne tyd wat dit gesê het, is dat al die fokus is op ons. En ook, dis ook wat ek sê, julle kan sien, hierdie ou is 'n gnostic, want hy het hierdie konsep van alles is supernatural, alles is geestelik, soos wat baie moderne charismatiese ouens seker ook sal hê. En ons moet verstaan, soos Christus was ook in 'n fisiese liggaam. Dit was deel van sy boodskap wat hy gebring het. Hy het reeds in 'n fisiese liggaam gekom om te wys hier is 'n fisiese riekelm waarin ons moet funksioneer. Ons moenie net probeer in 'n geestelike riekelm lewe soos die Gnostics probeer dit doen nie. So daai wat hy daar beskryf het, dis presies die Christ consciousness. Dis presies hierdie konsep van ons moet net wees soos Christus se moraliteit en nie regtig jou lewe oorgee aan hom. I don't think that's the whole point. None of us are perfect, but the whole point of the Christ model is it's a model for us. This isn't aligned with my higher version of self or not. This is what we have to do to achieve a better world. If we want to shift into a better reality, then that falls upon us to say, am I following my heart? Am I listening to my heart? Am I listening into... So sê hy wil shift in hierdie beter realiteit in. En hoe sê hy, doen jy dit deur jou hart te volg? Die Bybel sê presies die teenoorgestelde. Die Bybel sê die hart is deceitfully wicked. Ons moet ons eie selfsugtige begeertes neerlê en vir Christus volg. Ons moet ons lewe oorgee aan hom. Ook, hierdie ou praat baie van human evolution in hierdie video, en ons het al op hierdie kanaal daar gepraat, soos evolusie is 'n wêreld sataniese konsep. Christus gebruik nie evolusie om, diere van een vorm na 'n ander vorm te verander, of van een kind na 'n ander kind nie. Die enigste tipe, wat ons kry in die wêreld is,
is wat mense sal noem micro-evolution. So jy kry 'n hond wat miskien 'n lang haar hond of 'n kort haar hond sal wees, maar nooit verander 'n hond in enigiets anders as 'n hond nie. En die geskiedenis van die heelal het dit nog nooit gebeur nie. Daar's geen bewyse daarvoor nie. Daar's geen iets wat iemand kan bring en sê hierdie eksperiment kan ons doen om evolusie te bewys nie. Dis alles nonsens. En hierdie idee dat die mens moet evolve in 'n beter higher self wees, dis weens dit kom direk van die Satan af. Wat jy moet verstaan van evolusie is, evolusie se idee is dat 'n sekere groep uitsterf sodat die beter groep kan vorentoe gaan. So dis 'n ideologie gebou op dood. Dis 'n ideologie gebou op laat die swak afsterwe sodat die fittes kan survival of the fittest. Dit is wat Darwin gesê het en daar's mense wat dit glo. En ek bedoel is net die om iets soos theistic evolution is ook 'n oxymoron. Daar bestaan nie iets. God gebruik nie evolusie om die wêreld vorentoe te vat nie. So aan die einde van hierdie video kan jy ook gaan kyk en vra hulle die vraag hoekom gebeur al hierdie goeters en dit sal interessant wees om hulle opinie daar te gaan luister, maar kom ek wys vir julle hoekom ek dink hierdie goeters gebeur. Hulle praat ook van die oorloë en hulle praat van al die sleg in die wêreld en hoekom mense al hoe meer in hierdie ding inkom om in 'n ander riem in te gaan en hierdie is die rede. Ek dink dit maak die pad vorentoe oop vir die anti-kris om op die scene te kom en miljoene mense te mislei na hom toe. Nou al die ouens op hierdie kanaal wat glo in die pre-trib rapture, die idee dat ons weggeraap word voor die verdrukking. Ek dink dis 'n valse siening en ek gaan net weer vir julle hier is klaar een vers wat dit duidelik wys en die groot ding hoekom ek passievol is daaroor is as jy verwag die wegraping gebeur voor die anti-kris kom en die anti-kris kom dan gaan die kerk nie weet wat om te doen nie. Almal gaan wees soos wat, maar ek dog Christus gaan ons kom haal. Maar kyk gou duidelik sê die Bybel vir ons dat dit nie die geval is nie en dat die anti-kris eers moet kom voordat ons weggeraap sal word. So in 2 Tessalonisense 2 vers 1 sê dit, now we beseech you brethren by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him. Nou as gaan vra vir enige ou wat bietjie iets weet van die Bybel of weet van die wegraping, nie almal ou wat glo daar is nie 'n wegraping nie. Maar as ek vir jou die frase gee, our gathering together unto him. Wat elke ou vir jou gesê is die wegraping. Daar's niemand wat vir iets anders te gaan sê as hierdie praat van die wegraping nie. Maar dan lees hulle die res van die ding dan is hulle ongemaklik daarmee en dan verwerp hulle dat die wegraping is. So as ek net daai vir jou gee, sal almal sê ja, hierdie praat van die wegraping. Wat dit doen, dis die gathering together unto him. Dis waarvan dit praat. Vers 2 sê that ye be not soon shaken in mind or be troubled neither by spirit nor by word nor by letter as from us as the day of Christ is at hand. Hierso op hierdie kanaal sal ek nog 'n groot ding doen oor die verskil tussen die day of Christ en die day of the Lord, maar hierso sê jy duidelik die day of Christ, wat se dag is dit? Die dag van die wegraping, van our gathering together unto him. Nou kyk wat sê hy oor hierdie dag. Let no man deceive you. Hy waarsku jou. Paulus sê vir jou, moenie mislei word. Hierdie wat ek vir jou nou gaan sê, klomp mense gaan hierdie reject, klomp mense gaan sê dis nie waar nie en klomp mense gaan nie wakker wees nie. Be not deceived by any means, for that day, wat is that day? Die antecedent van that day is die day of Christ. Wat is die day of Christ? Wanneer ons gegather word saam met hom. Dis maklik. Dis nie moeilikie. Jy kort nie 'n Griekse graad nie. Dis duidelik. That day shall not come. Wanneer sal daai dag kom? Except there come a falling away first. Hierdie noem is die apostasy. Hierdie is die wegval van die kerk. Dit moet eers gebeur en that man of sin be revealed, the son of perdition, die anti-kris. Dis so duidelik soos jy kry. En jy gaan kyk in die kommentaar, gaan maar sê, nee, jy het dit verkeerd en lees die Bybel vir jouself. Wat dit daar staan is die wegraping kan nie gebeur voordat daar twee goed nie gebeur nie. Die anti-kris moet gereveal word en dan moet 'n groot wegval van die kerk word. Nou ek dink 'n groot wegval van die kerk gaan gebeur omdat ons nie voorberei is vir hierdie anti-kris periode om te kom nie. Maar hier is ons waarvoor ons moet wakker wees. Hierdie goeders waarvan hierdie ouens praat, is daar sodat ons dat die kerk en die mense in die wêreld oop gaan wees om die anti-kris te ontvang. Wat jy moet verstaan is die anti-kris is eintlik 'n swak benaming. Dis nie dat hy 180 grade teen Christus gaan wees, hy gaan soos Christus wees. Dis amper soos 'n pseudo-Christ. Dis soos 'n tipe Christus, maar dis 'n vals Christus. En die kerk gaan nie reg wees vir hom nie. Dink julle die kerk is reg vir hom? As hy kom en hy begin maak dat jy weet die oorlog in Iran stop en die oorlog in Oekraïne stop en hy gaan hierdie geestelike wêreld gebruik. Hy kan in hierdie 4de riem ingaan en hy kan basies enigiets doen wat jy kan imagine. Hoeveel mense gaan nie val vir dit nie? Hoeveel mense gaan sê, die kerke gaan staan, die kerke gaan kom en hulle gaan sê, hierdie is ons man. Hierdie is die ware Christus. Hierdie is die ou wat ons moet volg. En dis 'n misleiding. Vriende, hierdie goeters is waar. Daar's 'n geestelike riem maar buite en ons moet wakker wees. Ons moet oop wees en die kerk is nie reg. Ons is onvoorbereid omdat ons preke gaan om 'n mens te laat beter voel sonder dat ons regtig die mense leer wat die woord van God sê. Maar die goeie nuus is, as ons in Christus is, ons verstaan sy woord,
dan is vir ons redding beskikbaar. Vriende, die waarheid is nie vir almal nie. Ek deel hierdie goeie soos wat ek dit sien uit na nog video's in die toekoms. Mag jy 'n geseënde dag hê.